Vriende, die vraag waaroor ons vandag 'n bietjie praat is, wat maak mens as daar iets is wat jou hart breek? Hoe tree jy op? My naam is Rassie, ek is 'n dominee in Ierland, ek is al amper 40 jaar 'n dominee, en ek is oortuig daarvan dat ek 'n mening oor hierdie saak kan hê. Kom ons luister wat Nehemia daaroor sê. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die boek Nehemia, en vandag begin ons by hoofstuk 1. Nou ons gaan eers lees vanaf vers 1 tot 6, en dan gaan ons ook vers 11 lees. Nou, Nehemia is 'n persoon wat geleef het in die tyd net na die ballingskap, toe die herstel van Israel net basies begin het. Vers 1 van Nehemia 1 sê die volgende: die woorde van Nehemia, seun van Gakalia. Dit het gebeur in die maand Kislev in die 20ste regeringsjaar, toe ek in die vestingstad Susan was. Hanani, een van my broers wat daar aangekom het, hy en manne van Juda, en ek het hulle uitgevra oor die Judeërs wat ontkom het, die Judeërs wat die ballingskap oorleef het, en oor Jerusalem. Hulle sê toe vir my, die wat nog in die provinsie is en die ballingskap oorleef het, ervaar groot probleme en vernedering. Die muur in Jerusalem is afgebreek en sy stadspoorte is deur vuur verwoes. Toe ek hierdie woorde hoor, het ek gaan sit en huil. Ek het daar lank getreur, ek het aanhou vas en voor die God van die hemel gebid. Ek het gesê, ag Here, God van die hemel, groot en ontzagwekkende God, wat die verbond en trou handhaaf vir hulle wat hom liefhet en sy gebooie nakom, laat u oor asseblief aandagtig wees en u oë oop wees om te luister na die gebed van die dienskneg, wat ek die dag en nag voor u bid oor die Israeliete, die diensknegte, die gebed waarmee ek die sondes van die Israeliete bely, wat ons teen u begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. En dan die laaste versie, vriende, is vers 11. Ag my Heer, laat u oor asseblief aandagtig gerus wees op die gebed van u dienskneg en op die gebed van u diensknegte, met vreugde daarin vind om ontzag vir u naam te hê. Laat u dienskneg asseblief vandag slaag en gee dat daar vir hom barmhartigheid sal wees by hierdie man. Ek was in daardie tyd die koning se skinker. Vriende, ja, dis ons gedeeltjie vir die dag. Wat maak jy as jy oor iets baie hartseer is en dit jou hart breek? Nou, ek is 'n boer. Ek het as 'n boer groot geword in Suid-Afrika, en die plaasmoorde breek my hart. Dit het 'n ontsettende invloed op my gemoed, al bly ek nie in Suid-Afrika nie, en al is ek self nie 'n boer nie. Die tweede ding wat my hart breek is mense wat aan alkohol verslaaf is. Ek het al soveel mense gesien wat aan alkohol verslaaf is en totaal hulle lewens verwoes omdat hulle aan alkohol verslaaf is. En niks daaraan wil doen nie, niks daaraan kan doen, seker party ook seker maar nie, maar dis die dinge wat my hart breek. Ek weet nie wat breek u hart nie. Daar's dalk soortgelyke goed en meer ander goeters wat u hart breek. As daar iets is wat u hart breek, vriende, moet ons een ding baie duidelik weet. Dit lei ons altyd na God toe. 'n hart wat gebreek is, bring jou dadelik by God uit. En dis net God wat ons eintlik in sulke situasies kan help en naby wees. En dit het Nehemia geweet. En daarom toe Nehemia hierdie verhaal hoor. Nehemia leef in die tyd van koning Artaxerxes 434. Dit is die tyd toe die Persiese ryk seker die grootste was wat jy hom kan kry, het oor die hele wêreld gestrek. Die koning van Persië was ongelooflik magtig en wel invloedryk in sy tyd, nê? En party van die ballinge het toe nou al huis toe gegaan in daai tyd. En daar's ook natuurlik nou mense wat agtergebly het in Jerusalem. En hy kry toe die boodskap van sy broer, wat ook miskien deel was van 'n groep mense, 'n afvaardiging wat dieselfde koning vir wie hy nou werk gestuur het om te gaan ondersoek doen. Die Persiese ryk was so groot, so uitgebrei, dat hy moes mense aanstel oor die hele ryk om hom te help regeer. En baie van hierdie
mense wat aangestel is, amptenare, wat ook al was, maar ook baie korrup, en hy moes soms nou en dan moes hy maar mense stuur, soldate, om te gaan kyk of dinge reg is en of dit reg uitwerk. Nou ja, heel moontlik was hierdie broer van Nehemia een van 'n groepie wat deur die koning gestuur is om ondersoek te gaan doen, natuurlik in die provinsie wat hulle noem oor kan die Efraat, en dit is waar Juda ook nou ingesluit was. En hierdie man kom terug en hy vertel vir sy broer Nehemia dat dit baie sleg gaan in Jerusalem. Die mure is gebreek, daar's geen beskerming vir die mense daar nie, daar's nie hoop vir hulle nie, dit gaan met hulle baie sleg. En dit breek sy hart, want dis sy vaderland, dis sy mense, dis sy kultuur, sy godsdiens, wat alles in skerwe lê, as dit ware, in ruïne is, en dit breek sy hart. Dit is vir hom so swaar om dit te hoor, want dis nie wat hy wil hê vir sy volk en sy mense nie. Hy is nou wel in 'n baie hoë pos aangestel in die Persiese Ryk. Hy is die koning se skinker, wat 'n baie hoë pos was. Hy het nie moeilikheid nie, hy het nie geldelike probleme nie. Gaan met hom eintlik baie goed, maar sy hart lê nog in sy vaderland en by die plek waar hy groot geword het. Vriende, daar's 3 dinge wat hy doen. En dis 'n baie goeie les eintlik wat ons moet leer oor goeters wat ons skok, wat ons seermaak, wat ons verniel. 3 belangrike punte wat ons moet onthou. Die eerste plek is die menslike kant, die menslike perspektief op hierdie pyn. En dis doodgewoon maar net om te huil. Dit klink baie snaaks, maar dis presies wat ons as mens kan doen. Die Here, as jy kyk na Psalm 51, dan aanvaar die Here 'n gebroke hart as 'n offer. Iets wat die Here aantrek is 'n gebroke hart. Iemand wat voor die Here huil, wat voor die Here kwesbaar is, wat voor die Here seer is, wat voor die Here rou, is 'n aanvaarbare, aanneemlike aanbod, 'n offer vir die Here. Dis amper meer werd as geld wat jy vir die Here kan gee. Dis heel baie meer werd as enige ander iets wat jy gee, maar 'n gebroke hart, iemand wat pyn beleef en seer beleef, is vir die Here aanvaarbare, aanneemlike offer. En dis presies wat Nehemia doen, en dis wat hy weet. Hy weet, as hy voor die Here gaan lê en huil, en rou, en swaar kry, en dan is dit 'n offer. Dink bietjie aan krisisse wat mense al op aarde beleef het, en lande beleef het. Is daar enige mense in regerings en wat so reageer op 'n krisis? Baie mense is woedend, hulle wil wraak neem, hulle wil veg, hulle wil beklei, hulle raas en skree en pluk net wapens uit. Dis nie, vriende, sulke tipe van optrede bring nie God-gesentreerde oplossings nie. Dit bring nie langtermyn oplossings nie. Jy het 'n oorlog hier en daar, jy het 'n geveg hier en daar, en dit bring nie langtermyn oplossings nie. As ons seer kry oor iets, die eerste stap van die menslike kant is huil, en gaan op jou knieë en wees net nederig en kwesbaar voor God. Dis die heel eerste punt. Dit is wat Nehemia doen. Hy gaan huil oor sy land, sy volk, sy mense wat in flarde is. Van sy volk, sy land, sy mense wat swaar kry, wat vernederd is, wat 'n pynlike tyd beleef. Dis wat hy, die eerste proses wat hy ingaan, is om doodgewoon net daardie pyn te vat, daardie pyn te assimileer. Ons moderne mense wil niks van pyn weet nie, nê? Ons wil pynpille drink as ons swaar het. Ons wil wegkom daarvan af. Ons wil nie rou nie, ons wil nie swaar kry, ons wil nie huil nie, nê? Ons wil op ander maniere ons skok en ons seer hanteer. Nee wat? Vriende, vir kinders van die Here is ons maar net trane, en ons huil, en ons kry swaar, en ons rou oor dit wat vir ons seer maak. Die tweede ding wat hy doen, hy bring dadelik God se perspektief in die probleem in.
Hy maak dit God gesentreerd. Maak dit nie mens gesentreerd nie. Nie sy eie ego is hier op die spel nie, vriende. Niks van sy eie is hier op die spel nie, niks nie. Hy bring God in, God se perspektief op hierdie ding. God gesentreerde oplossings. Dit is wat hy soek. En daarom bid hy, maar hy doen twee goed in sy gebed, nê? In die eerste plek, loof en prys hy God, omdat God groot en almagtig is. So dis die heel eerste ding wat hy sê is, Here, U is almagtig. U is die God van die wêreld, van die hemel en die aarde. Hy gebruik interessant, gebruik hy 'n manier wat die perse gebruik het in daai wêreld om te praat van die God van die hemel en die aarde. Gebruik hy ook hier, wat nogal 'n interessante een is, natuurlik om hom ook te grond in die wêreld waar hy is, maar ons weet natuurlik dat hy praat van Jahweh, die drie-enige God wat ons vandag ken en wat ons aanbid. En die eerste ding wat hy doen, hy erken die grootheid, hy beloof en prys die grootheid van God. Nou oor die heel eerste ding wat hy eintlik sê is, Here, ekskuus tog, U is almagtig en aan U behoort alles. Die tweede ding wat hy doen, hy bely sy sonde. En die sonde van sy volk en die sonde van sy mense. Vader, vriende, wie van ons sal dit rarig doen? Ons is so eie geregtig, nê, vandag dat jy gaan nie, jy weet, jou sonde bely want ek het niks verkeerd gedoen nie. Hoekom moet ek nou my sonde bely? Vriende, dit is deel van ons menswees. Ons is almal sondaars. Nie een van ons is regverdig nie. En dis nie te sê dat die sonde nou jou probleem veroorsaak het of jou hartseer veroorsaak het nie. Dis net 'n goeie manier waarop ons as mense ons voor die Here oopmaak, ontbloot, as dit ware, om te sê, Here, vergewe ook my sonde, die sonde wat ek gedoen het, die sonde wat my familie gedoen het, en die sonde wat my volk gedoen het. Dis die tweede punt. Die grootheid van God word geëer en geprys, sy almag, sonde word bely. En dan is daar ook eintlik 'n derde dingetjie wat hy noem. Hy herinner God aan sy beloftes. Dis dit. Here, U het hierdie mense gekies. Ons is die kinders. U het ons uitgelei uit Egipte uit. U het ons gered. Dieselfde kan U sê vandag vir die Here. Here, U het my gered. U het my geroep. Ek is die kind. En herinner God dan ook daaraan. En dan die finale een. Vriende, onmoontlike oplossings. Oplossings wat aan die onmoontlike grens. Dit is wat ons bedink as kinders van die Here. So ons kry iets wat ons hartseer maak, wat ons pyn, ons huil daaroor. Ons keer na die Here toe in nederigheid, afhanklikheid, maar ook met 'n berou oor ons sonde. Ons herinner hom aan sy beloftes. Maar dan oplossings wat onmoontlik is, wat menslik onmoontlik is. Dis wat ons soek en dis wat ons voorhoop is onmoontlike oplossings. En so eenvoudig is dit. Ons hoop en bid dat die onmoontlike sal gebeur. As ons dink aan die plaasmoorde wat vir my so seer maak en natuurlik vir baie van u ook, dan sê ons hoop vir 'n oplossing wat eintlik onmoontlik is, wat ons in ons wildste drome nie gedink het kan gebeur nie. Dieselfde met alkoholisme, wat ons dink weer aan 'n oplossing wat amper onmoontlik is, wat ons nooit gedink het sal kan gebeur nie, nê? En hier kom Nehemia en hy doen dieselfde. En dit, vriende, is geloofsgebaseerde oplossings, want jy kan dit nie kry deur geloof op geen ander manier nie. Net geloof kan vir jou die oplossings gee. En Nehemia besef dat sy oplossing vir sy probleem in Juda is 'n geopolitiese probleem. Hy het die koning nodig en dis eintlik onmoontlik. Die koning, Persiese koning, was 'n ou wat eendag is hy so, die volgende dag is hy ander. Hy het jou lewe in sy hande. As hy nie hou van hoe jy lyk nie, as hy nie hou van wat jy doen nie, as hy nie hou eers van jou klere drag nie, maak hy jou dood en jaag jou weg en kap jou kop af. So, jou lewe is eintlik maar permanent in gevaar in die posisie wat hy is. Dis onmoontlik wel om hom nou sommer dat die koning tromp oploop en vir die koning sê, koning, luister, jy weet, ek is nog belangrik in jou huishouding, kan jy my nie 'n bietjie 'n guns doen nie, kan ons nie 'n deal maak nie. Dit het jy nie gedoen met 'n Persiese koning nie. So, Nehemia hoop vir die onmoontlike.
En daarom bid hy, Here, dat hierdie man, praat van die koning, my genadig sal wees, en my sal help. Geloofsgebaseerde oplossings wat grens aan die onmoontlike. Vriende, dis die 3 goed. Dis hoe ons hartseer hanteer. Dit lei ons direk na die Here as ons seer kry oor iets. Dit bring ons by 3 punte: huil, bid, vra die onmoontlike. En daar's dit, en dis die oplossing. En ons gaan sien verder hoe het dit uitstekend gewerk. Amen, kom ons bid saam. Here, ons huil oor dit wat ons seer maak. Here, ons dink maar aan die lyding van die boere in Suid-Afrika, die Afrikaanse boere, die pyn wat hulle het, waarmee hulle, die angs waarmee hulle moet leef. Ons dink aan mense wat aan alkohol verslaaf is en dit baie moeilik vind om dit te los en hulle hele lewens en almal ander se lewens vernietig. En ons dink aan soveel ander goeters wat harte breek, Here, en ons huil voor U daaroor en ons vra dat U wat vir ons lief is en ons omgee en ons geroep het, vir ons oplossings sal gee wat eintlik menslik onmoontlik is, Here. En ons weet en U kan dit doen en U het dit gedoen en U sal dit nog baie keer doen in die wêreld en in ons lewe. Aan U, Here, kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen.